kan mens grootbek geelvis suksesvol teiken met boilies? Hier is moeilikheid. En ek kan sien uit skubbe, is 'n geelvis. Dis 'n geelvis, ouens. Hey man, dis lekker! Yes, play! Yes, my sleep vir my en tol vir my op hierdie bootjie, né? Yes man! Pankie, draai daai vis op die oppervlak, so dit is amper verseker 'n grootbek. Pakke daar. Jo! Jy moet breek daar, pakke. Daai. Dis 'n gele daai. Dit val! Los maar die boilies. Dis maar eerder vulle. Ja. Yes man! Yes boy. Wel. Ek het al te vinnig gepraat. Die sessie het my wildste verwagtinge oorskry. Nou kom my stop. Hey! Soos nog nie klaar nie, hoor. Hallo kykers by die huis. Ek is vandag weer by Jacques se plaas onder Parys, maar die keer met 'n ander doel. So ek het verlang spesiehengel gedoen. Soveel so dat ek my eie boilies gerol het ook. En alhoewel ek nie regtig meer karps vang of spesiehengel vang nie, het ek nou die dag 'n batch boilies gerol en ek het regte rivierkrap ingesit as ook moggel. Wat ek uit Gilnet gehaal het, so daar is regte rivierkrap in, regte moggel in die boilies wat ek gerol het, en ek het dit gedoen met die doel om te kyk of ek 'n geelvis kan vang op boilies, en dit is wat ek die naweek gaan probeer doen. So my broer het 'n paar jaar gelede, het hy in die Vaalrivier oor die 7 kg geelvis gevang op boilies. Ek weet van een of twee ander ouens wat ook gedoen het, en ook ouens wat met pop-ups geelvisse in die Vaalrivier optel. Ek het al een op 'n tigernat gevang. Nou ek dink dit is meer van 'n poks as jy 'n grootbek so vang, maar ons gaan dit op die toets sit. So ek gaan klomp boilies van daai boilies voer en 'n boilie en 'n pop-up boor oor die Boorrivier gooi en kyk of ons 'n grootbek kan vang. Terselfdertyd gaan ek nog steeds my vleisase uitgooi en kyk wat dit oplewer, om te kyk, kan mens grootbek geelvis suksesvol teiken met boilies. Kyk die boilies, dis my tuisgemaakte boilies met regte vars water rivierkrap in, daai oranje is 'n stuk krap. Ja, daar is ons nog daai's 'n stuk krap. So as mens deur dit krap, sal jy oral soms hierdie stukkies oranje sien, dis alles krap. Die moggel wat hier in is, dink ek nou nie mense sal kan sien nie, daar is ook 'n stuk krap. Okay, so ek dink dis so 5 kg krap, rivierkrap en moggelboilies wat ek self gerol het. En dan hier het ek nog klomp ou Nutribite boilies wat net oud word, so hulle gaan ook saam in. Maar Strega Ice wat ook 'n vismeel boilie is, en ek dink pineapple en butric, ja, ietsie bietjie anderste. Onder, ja, Strega Ice pellets ook. Ja, en OECD is ook 'n vismeel basis, so dis jy weet, vismeel basis met regte krap en moggel in. So is 'n baie vleiserige boilie. Okay, ek is hier op die wal. Soos julle kan sien hier links van die stroom maak hy 'n stiller gedeelte hier reg voor my, en daar aan die oorkant loop die hoofstroom. In lyn met daai groen bos is daar 'n dieper stuk wat van hier so loop tot teen daai bos, is so 2 meter, en dan bietjie links en regs van dit ook. So ek gaan net hierdie gedeelte voor my hengel. Dis waar ek die boilies gaan hengel.
Dit was 'n lekker verrassing. Ek het daai boilies gaan afgooi. En weet omdat ek nou voerplek maak, wil ek bietjie wag dat die karps inbeweeg. So toe gooi ek nou eers vleisase uit. En stok het een keer gegaan, ingetrol, niks aan nie. Tweede keer toe ek gooi, gaan die stok, ek nog eens 'n piesangbarber. Ja, toe sit die lagie van seker, hy seker tussen 1,5 en 2 kilos. Daar sit die visfillet in sy bek, in die stroom gegooi, en ek's op die bord. Nou nie op 'n boilie nie, maar dis deel van die toets wat ons wil doen, en goeie teken, dat ons kan sien die geelvis byt, so kom ons kyk of ons een op 'n boilie kan vang. Ek's op die bord met die piesangbarbers. Eerste vis was daai geelvis, waar ek baie bly was en verbaas was. Ek het gedink ek sal ten minste die eerste paar piesangbarbers vang. Maar hier is die eerste piesangbarber, bevang op 'n klein kuikentjie. Ek het hoenders al by die huis, en had kleintjies uitgebroei, en die ene het dit nie gemaak nie. So toe dog ek, let's put it to good use. Ja, is die eerste piesangbarber, en ek het daai kuiken daar reg hier teen die kant, onder daai populierboom gegooi, wat so skuins vir die rivier hang, so teen die kant. En ja, ek sal hom seker wees daarso. Maar die keer hoop ek kan ons 'n bietjie 'n groter een vang. Maar ja, piesangbarber nommer 1. Na ek daai geelvis gevang het en daai een piesangbarber, het dit redelik stil geraak. Maar ek is nou uiteindelik reg om my boilie stokke in te gooi. So ek wil gou vir julle wys hoe lyk my strops. So dis 'n helikopter setup. Maar in plaas van 'n sinker het ek nou hierso 'n klip met 'n breakaway lyn, so daai is 15 pond, so sou hy vassit, sal daai eerste breek, amper soos wat ek maar doen met my fillet en my krabstrops ook. Right, op 'n helikopter. Wel, ek gaan gooi, maar ek like helikopter, want die laaste paar jaar toe ek nog gespees het, ewen nog gaan drop ek met die boot. Gebruik ek 'n helikopter rig, want jy weet jou strop gaan reg lê. En dan het ek 'n boilie op 'n dierrig. So daar's die boilie, en dan vir die stop het ek sommer so ekstra uitseë krabtuil opgesit as my boilie stop. En ja, ek hou van die dierrig in die rivier ook, want dis baie klein nuisance visse. So daar's nie 'n haar wat hulle kan koek nie. So dis die een. Ander ene lyk maar basies presies dieselfde, behalwe ek het 'n geel krabtuil daar as 'n boilie stop. En dan die laaste ene, die verskil met hom is dis 'n stiff hinge rig. Right, so hy gaan so sit. Ja, so hy gaan, kom ons draai weer. So hy gaan so sit in die rivier. So ja, dit is, daar het ek nou 'n pink pop-up. Ek sal volgende keer vir hom ook 'n krab opsit. Maar ja, dit is die stroppe en aas wat ek nou gaan gooi. Kom ons kyk of ons daai geelvis kan trou. Beekter barber. Ja, ek skat hom so 8-9 kilos, is hom nou weeg. Visfillet in die stroom, lekker beklei. Eerste ordentlike barber, daarom nie 'n piesang nie. Ek was besig om te braai, toe moes ek die vleis van die kola afhaal, want toe word ek rudely interrupt. En die interruption was as gevolg van nog 'n 9 kg barber
wat ek gevang het op 'n maddikop, 'n groot maddikop wat ek saamgebring het. So ja, dis daarom die tweede half ordentlike barber. Die boilie stokke is nog baie stil. Hulle het nog niks gedoen nie. Ek moet sê, dit is moeilik met al die slyk. Elke keer as ek die boilie stokke inbring om te recast, is alles vol slyk. Evenal is dit in die stiller water en ek probeer regtig so vlak as moontlik gooi. Ek het vanmiddag 'n papgooi stokkie ingegooi om eintlik 'n maddie te try vang, het ek so 2 kg karpie ook gevang. Maar ja, so ver daai een geelvis van so 2 kg, 2 barbers van 9 kg en 'n klompie piesongbarbers en daai 2 kg karpie. Maar ja, dis die eerste aand. Hooplik kom die vis op daai boilies ook af en hulle bly daar in die area. Insluitend 'n grootbek of dalk groot barbers ook. Ja, so dis nou tyd vir jou om te gaan slaap op die eerste aand. Okay, so gisterand was doodstil. Ek het 1 run gehad op 'n boilie stok wat my afgebreek het in wortels langs die kante. Ek het nie 'n alarm gehoor nie. Vanoggend weer vars uitgesit, 2 piesongbarbers gevang. So daar gebeur nie baie nie. So ek het besluit om bietjie met die bootjie stroom op te kom en ek gaan hier so bietjie krappie en fillet gooi om te kyk of ek nie meer sukses hier het nie. Ja, ons kyk hoe dit gaan. Okay, so daar so lekker rapid, dis waar ek begin het. Daar geanker, niks gekry nie. Toe beweeg ek bietjie stroom af en ek gaan nou definitief 'n stok onder hierdie wilgerboom gooi. Dit lyk baie goed. En een stok net bietjie links en meer hoofstroom. Hier is moeilikheid. Hier is moeilik. Ek moet afgaan. Dan so vanuit die ding hier. Ek kom hier onder 'n wilgerboom gegooi. Ek weet dit. Nou paleka hy af, stroom af. Ja, hierdie ding het nou is nou circa 100 meter stroom af. Ek sukkel om die blerrie anker los te kry. Ek loop hy so aan. Ek het hier onder 'n wilgerboom 'n krappie gegooi langs die stroom en hy het gevat en hy's net af. En ek kon hom glad nie breek nie. So 'n geelvis. Anker hier gooi. Maak my voor nog saak so goed ook. Wat doen jy? Hy foonstuur 'n SOS. Ek dink dit is 'n groot vis, maar is nie so ernstig nie. En ek kan sien hy het skubbe. Dis 'n geelvis. Dis 'n geelvis, ouens. Yes, ja, ek gaan weer moet optree.
Ek kan sien hy het snaaks. Hy is oor sy lyf gehaak. So ek gaan sukkel om hom stroom op te bring. Laat ek eerder na hom toe gaan. Ek kan sien dit is 'n geelvis, dis nie 'n barber nie. Hey man, dis lekker! Yes! Yes, maar hy het soos 'n stoomtrein afgegaan. Woe! Ja. Ek kan nie heeltemal my stroom afgaan nie, hier is 'n bietjie stiller. So ek gaan weer anker afgooi. Moenie nog verder afgaan nie, asseblief. Nee, kom hier. Ja, kom maar. Het lyk of die lyn half om hom gedraai het. So hy sou dwars. So ek kan nie sy kop opkry nie. So nou gaan ek maar heeltemal stroom af moet gaan. Ek kan hom nie teen die stroom inbring nie. So ek gaan nou nie weer die anker afgooi nie. Ons gaan die ander probeer. Ek is terug. So, okay. Ek moes gou 'n bietjie swem om daai vis te gaan red. Daar's hy. Kleinbek, geelvis, baie snaaks, hy was gevel hoek teen die kant, dis die weirdste ding, maar ek sal hom vat, dis hoekom hy ook so beklei het, want ek kan nie sy kop draai nie, hy is altyd dwars in die stroom, ek is seker 400-500 meter af van waar ek hom gehaak het, ek kan hom eenvoudig net nie opgetrek het, omdat hy skyns gehaak is nie. Maar ja, dis ten minste 3 kg kleinbek. Ek gaan hom nou weeg. Yes, please! Sy. Klaar geweeg. 3,4 kg kleinbek op 'n krappie. Alhoewel hy gevelhoek is teen die kant. Ek weet nie presies hoe dit werk of hy vir hom gegaan het of nie. Maar ek sal hom vat. Dit was 'n adrenalien gevulde fight. Ek op 'n stadium het ek nie geweet of ek die vis gaan land nie. Maar hier is hy, alle 3,4 kg. Dis aand nommer 2. Engel was regtig moeilik vandag. Ek het daai
kleinbek geelvis gevang. En dit was omtrent dit, behalwe dalk 'n piesangbaber hier en daar. My alarm het my wakker gemaak en ja, hier is hierdie 6.8 kg karp. Eerste vis op die boilies wat ek land. Ja, en ek is redelik gelukkig. Is daar 'n mooi karp. Hoopelik skop hy voerplek nou in. En ek kry nog daai grootbek geelvis op die boilies. Maar ek is nie te hartseer oor die karp nie. Kom aan! Dit is oggend nommer 2. Gister was 'n moeilike hengeldag, daai kleinbek gevang en daai karp deur die aand, maar dit was dit. En hier en daar nog 'n piesangbaber. Ek het vanoggend vroeg opgestaan en daar waar ek daai kleinbek gevang het, weer daai stuk weer hier opgekom. So ek gaan hier sit seker tot so 9:00, dan gaan ek weer wal toe en daar van die kant af vang. Maar ja, dis nie 'n goeie begin tot die oggend nie. Ek ploeter nog heel oggend, sukkel met die boot om deur die stroom te kom en die engine vrek en ja, so dinge loop nou nog nie na plan vir oggend of glad nie. Ek het nou al klaar een tydjie gehad en die vis was nie aan nie, so ja, dit is nou nie die beste begin tot die oggend nie. Maar dan is die goeie ding, dit kan net beter gaan van hier af. Kyk, eerste vis aan. Leen het gestiek. Eers maar het hom met mening gevat. Dis op 'n stadium bang hy ruk hom uit die rotholder. Hoop hy het skubbe. Hehe. Hy het skubbe, klein geelietjie. Grootbek, klein grootbek. Ja, nie 'n massiewe vis nie, maar dis 'n vis. Ja, as jy vis hanteer, maak altyd jou hande nat. Eerste, anders beskadig jy die slijmlaag op hulle. Ja, die slijm af en dit kan tot infeksie en sulke goed lei. So ja, die dinge reg kry. Sy, nou is my dag sommer al klaar baie beter en die gesukkel was jy moeite werd. Ag, dis 'n klein visie. Ja, hy is dalk so kilo. Op 'n klein krappie gevang in die stroom. Ek kry nie hulle my krapstroppie wys, so ek het 'n freeway swivel. Dan is 'n 20 pond Maxima en 'n nommer 2 Daiichi double 5 hoek. En ja, ek die krappie deur een van sy pootjie se litte, so daar as jy poot afbreek, daai lid wat daar oorbly, deur hom en aan die onderkant van die pensie moet hy uitkom, nie aan die bokant nie die boonste dop nie, want hy breek altyd af. OK. En dan het ek 'n redelike lang sinkerlyn aan 'n dunner breekragtlyn, 12 pond of so, sodat jou sinker kan afbreek as hy vashak met een van my klipgewigte. En ek moet sê, as ek nie die klipgewigte gebruik het nie, sou hierdie trip baie duur gewees het, want die is baie klippe, ek verloor verskriklik baie van hulle. En as dit sinkers moes wees, dan sou dit 'n redelike bedrag gekos het, plus dan het ek nog 'n klomp lood in die rivier agter gelos. So hierdie klippe kos my baie min om te maak, bitter min, so ek voel niks vir hulle nie.
Ek het 'n hele emmertjie gebring en ek het net so 'n paar oor. So definitief moeite werd. Kyk, as jy nou vir ver gooi, dan gaan die klip nie lekker werk nie. Maar vir wat ek doen in die rivier, werk dit baie goed. En dit kos my nie 'n arm en 'n been nie en is beter vir die omgewing. En jy hak baie vas hier, so jy verloor gereeld jou sinker. Ja, en dis dit. So eenvoudig soos dit. Okay, so my fillet stok het gegaan. Hy het vasgehak. Ek moes hom gaan losmaak. Hy het my onder 3 verskillende klippe gerap. Plus hierdie stuk stomp het nog uitgekom. Voel soos 'n barber, maar redelik alright een. Dis hoekom jy met die regte geryhok moet vang. As ek 10 pond lyn aangehaat het, is al lank af. Dus kom ek met ten minste 20 pond lyn. Ja, so mooi barber. Ek dink hy gaan dubbel syfers al. Yes, maar hy sleep vir my en tol vir my op hierdie bootjie, nê. Lekker. Kon nou by kantoor gewees het. Maar ons is nie. Ja, maar die fight in die stroom is lekker. Grootste ene nog, verseker. Yes, man! En is hy. Ja, en as ek met breid gevang het, sou hy baie vinnig afgeskeer het in die klippe. Breid en klippe, werk. Ek sou hom nie geland het as ek met breid geëen het. Wat sê hy daar? Hy is gezero, so dis die presiese gewig. 14.7. 14.15. Ja, 14.725. Kom ons sê Ja. 14.7. Mooi. Amper 15 kilo. Dis 'n baie mooi barber. Dis my modderwerk. Was dit my modderwerk kop? Wil jy bring gou 'n tangetjie? Ja, so ek het nou hier, toe ek nou die barber vashou, toe sien ek hier's 'n ander lyn. En dis 'n modderwerkkop wat gisterand vasgehak het en gebreek het. En hierso sit die strop. Ek het my strop terug. Dit is my strop die wat 'n modderwerkkop aangehaat het. So daar is hy uit, ons het hom recover. En uit hierdie vis uit. Ja, hy het vir my besonderse skerp tande. Hy het my lekker gechoke. 14.7 kg so barber. Op 'n klein stukkie modderwerk fillet is wat hy nou geland het. Maar hy het 'n muddy kop ook in hom. Ja, lekker. Die barber maak dit al moeite werk. En hy het vir my opdraande gegee om verskillende klippe gaan rap om 'n stomp. En hy het my bietjie laat swing op my bootjie. Kyk, vir julle ook hier, ek het julle die krap strop gewys. Die fillet strop is maar dieselfde prinsip. Freeway swivel. Met vir die fillet like ek 'n free ou hoek, bietjie groter hoek. Met so 'n stukkie muddy fillet. Ja, ons noem dit 'n so groot soos jou pinkie of 'n vinger wat ook al, is net so reepie fillet. Okay, met 'n breakaway sinker line. Hier moet ek nou al gewone loodsinkers gebruik want my klippe is op. Ek het nie meer klippe nie. Maar ja, dis waarop ek daai barber gevang het. Dis waarmee ons die geelvis vang. Alhoewel daai barber nou 'n ander strop vir my aangehad het toe ek maar die kop uitgegooi het en hy het gaan vashak en gebreek. Toe moes al daai barber hom opgetel het, is dit waar ek hom eindig gevang het. So 'n stukkie fillet. Okay, die karps, het lyk my inbeweeg op die boilies. Ek het net nou een gedrop, hy het opgetel toe hoe poel hy. Hier is die tweede karp wat ek op die boilies land, 6.3 kg. Wat baie snaaks is, ek het nog nie 'n barber op die boilies opgetel nie. Baie snaaks, want die barbers is nog aan die gang. En ooit is nog nie 'n geelvis nie, maar ja, dis 'n mooi rivierkarp en yes, hulle beklei vir die dood. Die fights is baie lekker. Op 'n boilie.
Sy Marius. Joh, ek en Jacques het 'n bietjie, hy het my kom join vir so 'n dag. Ons sit hier in die stroom. Hierdie stok het gegaan toe draai daai vis op die oppervlak. So dit is amper verseker 'n groot bek. So ja, ons is bly daaroor. Ek dink dis al wat nodig is om hierdie trip nou te volmaak is nog 'n lekker rietbal. Jo. Trofee lagie. Marius, hy speel lekker. En die lyk soos 'n mooie. Toe hy daai water En hy het so geraais en alles. Jo. Oef, ek sê bang daar is takke daar. Jo. Ja, jy moet breek, daar is takke. O, jo. Dit is definitief 'n lagie, Marius. Adrenalien loop hoog. Marius, dis 'n lagie. So, dis mooi. Ek dink jy moet die anker lig, hy's nou daar om dit. Is dit? Ja. Okay. So, hy daar om 'n tak gegaan, is waarvoor ek bang is, ek weet daar's takke, maar ek kon hom nie breek nie. Dis in my lyf. Ons het nou weer anker gegooi want hy het daarom losgekom, maar dis definitief 'n mooi vis, mooi groot bek. Sy Marius is hier op met 'n ons neem aan dit is 'n groot bek. Hy het geraai toe hy gevat het. En hy speel ongelooflik mooi. Marius, ek dink hierdie is mooi, Choma. Yes. Speel hom rustig, laat hy kom. Benoude oomblikke met die wat hy vasgehaak het. Sjoe. Hey, dis 'n gele daai. Dis 'n gele daai. Rietbal. Ooh, Sjoe. Nee, daai is mooi. dis 'n mooi, Daai is mooi, Marius. Dis 'n mooi vis. As jy hom kan. Dit gaan 'n rietbal Ja. wees, hoor. Dis 'n breë vis. Maar vat jou tyd, ou. Ooh, Net ja, so. dis mooi. Okay, amper. Marius, ek is so bly vir jou, ou. Ons los maar die boilies. Dis baie eerder vir hulle. Ja. Okay, en as hy bring. Yes, man! Yes, boy. Yes, man. Hier is hy nou. Marius, jou champion. Ja, soos ek reg onthou, is hier net so kilogram. So weer. Wat lees hy daar? 6.8. Ja, 6.8. Presies. Okay, so hy's ten minste, dis 'n Wat rietbal. so? Dis 'n rietbal. Gaan 'n rietbal wees as hy net 'n kilogram is of ewen meer. Geelvis behoor 5 kg. Dis 'n rietbal. 10 pounder. As hy rietbal teen 5.8 plus minus definitief 'n rietbal. Ja, ek weet nie wat om te sê nie. Ek het eintlik nie woorde nie. Ons gaan maar eerder fillets gooi en die boilies by die huis los. Ek dink hier is die proef. Jy kan, dit is al gedoen, jy kan 'n groot bek op boilies vang, maar ek dink fillets en krappies is baie meer effektief. As hy, dankie rietbal. Dis ook deel van die lekker om te sien hoe swem hy weg. Marius, vertel vir ons wat aangaan. Ek het 'n karpkoppie hierso gegooi. So, ek glo is 'n barber. En Jo. So, ek voel of hy daarom 'n bietjie beter in gaan wees. Ja, en die strop wat ek op het is weer daai een wat ek uit daai barber gehaal het, wat ek vanmiddag gevang het. Ek raai selfe strop weer aan met die karpkoppie. So ja. Nee, maar hy's 'n mooi barber hoor. Ja, hy is mooi. Kom. Oh, Sy. ja, hy's nog steeds, hy saai hierdie hoor. Okay, ja, hier sit die strop in die hoek van die mond. Is daarom 'n sulke
'n 10 kg barber, so hom nou weeg. So hier is die barbertjie. 12.3, 12.4. En hy's ge-0, so Ja, so 12.4. 12.4. Dit is 'n mooi barbertjie. Ja. As hy 12.4 kg barber op 'n karpkop. Nog steeds nie as 'n barber op 'n boilie gevang nie. Maar ja, op die vleisaas se loop hulle ook lekker fight gewees. Ja, ordentlike barber. Wel. Ek het dalk te vinnig gepraat. Want hier op die landing mat lê 'n grootbek geelvis wat ek op 'n boilie gevang het. So dis die laaste aand en hierso is die grootbek geelvis gevang op my moggel en krab boilie. Ja, so ek het nou gou gepraat. Ek het daai baie mooi grootbek, daai rietbul bevil het gevang, maar hier is ook 'n baie mooi grootbek, en nie so groot soos daai ene nie. Maar nog steeds ek het hom nog nie geweeg nie, 3 of 4 kg vis gevang op 'n boilie. So dit is moontlik om grootbek geelvisse te teiken met boilie. Dit is wat ek uitgesit het om te kom doen, om 'n grootbek op 'n boilie te vang. En hier is hy. Boilie strike weer. Die laaste oggend vroeg. Dis nou so 5:00. En die keer is dit 'n 5.7 kg karp. Ja, ek het gisteraand ook 'n mooi karp verloor. Ek het my in die takke ingevat. Maar ja, bly oor hierdie ene ook. En ja, dis karp nommer 3 op boilies plus daai grootbek geelvis. Ons het gekom by laaste oggend. So ek gaan binnekort begin oppak. En ek moet sê die sessie het my wildste verwagtinge oorskry. Ek het gekom met die doel om te kyk of ek 'n grootbek kan vang op boilies wat ek reg gekry het. Ek het mooi grootbek op aas gevang, ek het mooi barbers op aas gevang, mooi kleinbek op aas gevang. Oh, en daar gaan my stok. Hey, soos nog nie klaar nie, hoor. Oké, ek is weer terug hier. Ek moes hier regs gaan. Ek wil nie hy moet my weer in daai bome invat nie. En hy is nou veilig weg van daai takke af. Oh, dit raak net al hoe beter. Geïnterrupt terwyl ek my outro wil skiet. Deur hierdie 6.2 kg karp. Yes, hierdie 4 karpe beklei lekker. Ek moes dadelik regs beweeg om wegkry van daai takke waar die ander ene my gaan snag het. En hulle het woe my hierdie 4 karpe. So dis karp nommer 4 nou. Kon nog meer gewees het, maar ja, die land nie altyd almal nie. En so ver, soos ek sê, baie goeie sessie, so ek gaan nie kla nie. Ok, dis 'n goeie geleentheid om vir julle te wys ook. Ek het baie vinnig op dag 1 al verandering aan my spesie strop aangebring. So eerstens die Heli Rig met die ledkor, die
hopeloos te veel slyk, so ek die ledkor afgehaal en na gewone ledklip system gegaan. Met 'n gewone normale sinker wat ek bietjie mieliebom op sit. En so hier kan julle sien hy's naked. Ek het geen ledkor of leader nie. So hy's naked tot op die ledklip en toe oorgegaan na normale konvensionele sinker. Okay, strop is nog steeds dieselfde. Dis 'n dierriek met 'n boilie. Dis waarop ek daai grootbek ook gevang het. Is gewone dierriek met 'n boilie. So niks complicated nie. En ja, soos ek sê, die rede hoekom ek gegaan het oor na die is, die ledkor het te veel slyk opgetel. En ek het besluit om na gewone sinkerok te gaan, dat ek bietjie mieliebom kan opsit. En ja, dis waarop ek al daai karpe en daai grootbek gevang het. Straightforward hierdie league. Okay, waar was ek voor ek so rudely interrupt was? Ja, so op die sessie, ek meen ek het my grootbek geelvis op die boilie gevang. 'n mooi grootbek geelvis op aas gevang, mooi barbers op aas gevang, mooi kleinbek op aas gevang, mooi karps op boilies gevang. Ek het nie altyd elke dag sakke vol vis gevang nie. Ek meen ek was hier so 3 aande, so dit is 'n tydjie. So maar die vis wat ek gevang het was regtig mooi. Dis groot visse gewees. En ja, dit is op die einde vat ek enige tyd van die dag kwaliteit bo oor kwantiteit. En ek meen die goed op hierdie sessie het net uitgewerk. Ek weet ek het hier gekom met 'n plan en dinge werk nie altyd soos mens wil nie. So byvoorbeeld as ek geblank het, dan was daar nie 'n video nie, maar dinge het net goed uitgewerk op hierdie sessie. En dit was ek dink enige ou met 'n YouTube channel se droom hoe dinge uitgewerk het. Daar was nog steeds up and downs. Ek het 1 of 2 visse verloor. Daai eerste oggend, tweede dag, die dinge ook nie mooi vlot verloop toe ek hier met die stroom wil opgaan en ek kom nie deur nie en ek sukkel met die engine. So daar is maar ook ups and downs. Maar oor die algemeen, die is een van die sessies waarna ek sal terugkyk in jare wat ek nooit sal vergeet nie. So as 'n slotsom, kan mens grootbek geelvisse vang op boilies? Ja, jy kan. Ek meen, ek dink dit is bewys. Ek het uitgekom voor die tyd en gesê ek gaan probeer 'n grootbek geelvis op boilies vang. En ek het dit reg gekry. 'n Spesifieke boilie ook wat ek gerol het met regte krap, regte moggel binne. En daar land ek die grootbek. En voorheen het ander ouens ook al boilies geelvis gevang. Sal ek boilies begin gebruik om grootbekke te teiken? Nee, ek sal nie. Want as mens op die sessie ook kyk, weet ek het 3 grootbekke op vleisase gevang in vergelyking met die 1 op die boilies. Grootste vis op die vleisase. Met die vleisase kan jy meer flexible in terme van beweeg. Weet ek gaan met die bootjie op af, gooi van die kant af, verskillende plekke, weet jy hoef nie op 'n voerplek te gooi nie. So vleisaas as jy ernstig is om grootbek geelvis te vang op aas, gaan vleisaas nog steeds, ek dink altyd die boilies outfish. Vir my die groot verrassing is dat ek nie 1 barber op die boilies gevang het nie. Ek het aan die verlede ook al groot barbers gevang op boilies wanneer ek voerplek gemaak het. Ek meen oor die algemeen bly baie ouens wat spesieel weg van boilies juis omdat hulle barbers mee vang. En ek meen ek het nie 1 barber op 'n boilie gevang nie. Dis nie asof die barbers nie gebyt het nie. Ek meen ek het op hierdie sessie 2 9 kg barbers gevang, 'n 12 ek kan nie eens onthou nie, 14,7 kg barber, horde spisang barbers, maar nie 1 barber op boilies nie, wat vir my nogal baie verbasend was. So weer eens, kan jy 'n barber op boilies vang? Ja, absoluut jy kan. Gaan ek boilies begin gebruik om barbers te teiken? Nee, ek gaan nie. Vleisase voel ek is nog steeds beter.
En ja, op daai noot, dit is die einde van die video. Dit was 'n sessie vir die boeke. Tot volgende keer.